Hoofnuus vanaand, die ouditeur-generaal is bekommerd oor probleme in Mangaung, Ekurhuleni, Tshwane en eThekwini. Verbeterings aangebring by 6 van die land se hoofgrensposte moet onwettige immigrasie hok slaan. En Huldeblyke stroom in na die afsterwe van die legendariese operasangeres Mimi Koortse, wat in die ouderdom van 93 oorlede is. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die ouditeur-generaal sê benewens aanspreeklikheid en gevolgbestuur is strenger beheer en oorsig nodig sodat munisipaliteite behoorlik kan funksioneer. Die OG het die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge of skoor ingelig oor die finansiële stand van 4 metro's. Probleme in Mangaung, Ekurhuleni, Tshwane en eThekwini word oorheers deur gebrek aan oorsig, stadige vordering, swak begrotingsbestuur en 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Weens van die bevindinge oor Mangaung wat Bloemfontein insluit, moes die spesiale ondersoekeenheid genader word. Die eenheid het talle aantuigings van korrupsie ontvang en die valke ondersoek ook sekere gevalle. Well, it's unfortunately that it's painting a very bad picture about Mangaung, and taking into account that we are talking about a metropolitan municipality. Ekurhuleni aan die Oosrand se audit-uitslae verswak reeds elke jaar die afgelope 3 jaar. Die OG verwys na swak bestuur van aanvoerkettinge wat lei na gebrekkige etiese bestuur en aanspreeklikheid. Gevolglik is die publiek se vertroue in die munisipaliteit gebrekkig. If I was not aware which municipality was speaking to or about, I would definitely have not assumed it's a metro. I think there's a certain level of standard that we expect, given the magnitude and the budget that is given to metropolitan municipalities, but what we see before us seems to be a mess. Talle van die kontrakte wat geaudit word is vir waterinfrastruktuur. Verouderde infrastruktuur en onwettige verbindings lei na swak water- en sanitasiedienslewering. Die eThekwini Metro wat Durban insluit, se beheermaatreëls is ook kommerwekkend swak volgens die OG. We continue to see serious challenges in infrastructure, planning, delivery, and maintenance. We also see major projects, such as the ones in housing, your water, your electrification, which has been delayed for years. We also see poorly maintained infrastructure, which is undermining the delivery of basic services. Die ouditeur-generaal sê aanspreeklikheid en gevolgbestuur is nodig in Tshwane met gereelde oorsig deur die metroraad. LPS het voorgestel dat sommige munisipaliteite onder administrasie geplaas word. Die OG het hulle egter daaraan herinner dat die kantoor nie die mag het om dit te doen nie. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. WhatsApp-boodskappe tussen Sergeant Vanin Nkosi, die geskorste Tshwane finansiële bestuurder Gareth Mnisi en die geskorste Tshwane adjunk polisiehoof Umasi Dlamini wys daarop dat Gubis 85 Solutions nie op die oorspronklike lys van voorkeurbeheers was vir 'n omvattende sekuriteitstender nie. Die tender is later aan Gubis toegeken, 'n maatskappy wat bande het met Mandla Mqina, 'n neef van die taksibaas Joe Shibanyoni, nadat hulle Dlamini genader het. Hy het hulle na Mnisi verwys in 'n boodskap via die middelman Nkosi. Dlamini is in 'n hoek gedruk met ooglopende afleidings wat sy getuienis voorspreek en dui op beweerde tendermanipulasie in die toekenning van die TMPD-01 tender. And Gubis wasn't on that list. And that why Gubis was so anxious to speak to you and then to the CFO was because Gubis wanted to be on that list. And somehow Gubis managed to find its way into the final award of the tender. Getuienis dui daarop dat 'n groot deel van betalings wat deur Gubis aan Stad Tshwane gemaak is, aan Mqina, die taksibaas Shibanyoni se neef, uitbetaal is. You see, I want to put to you that Mandla Mqina, the evidence will show, is the one who is receiving a large part of the proceeds of Gubis's contracts with the city of Tshwane. Are you aware of this? I'm not aware.
And Mandla Mqina is the nephew of Mr. Sibanyoni. You were aware of that? I'm not aware. I heard it from you. I said I've never seen him. I've never met him. Intussen het Brown Mogotsi, die beweerde middelman tussen die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkhuni, en die kartellid Vusimusi Cat Maklala, die kommissie genader om 'n klag teen die getuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson SC te lê, en te versoek dat Chaskelson hom van die kommissie onttrek. We do confirm that there is an intended application Yes. for the recusal of Mr. Charles Kesson as evidence leader in relation to the evidence of Mr. Mogotsi. Die aansoek sal op 15 Mei 2026 aangehoor word. Die Matlanga ondersoek gaan weer donderdag voort. Die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort. Die 6 besigste grensposte in Suid-Afrika gaan verbeter word met beter infrastruktuur en nuwerwetse stelsels. Volgens die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, gaan die maatreëls onder meer help om onwettige handel en die gebruik van vervalste dokumente te bekamp. Die grensposte by Buitbrug, Oshoek, Maserobrug, Kopfontein, Ficksburg en Lebombo gaan vernuwe word. Beter sekuriteitsmaatreëls en doeltreffendheid word beoog met die opknapping. The electronic travel authorization is key on the immigration side. So what it means for BMA is that BMA, as we speak, is rolling out facial recognition cameras to your international airports and your busiest land borders. As we redevelop those land borders, you will find facial recognition cameras becoming standard. 12,5 miljard rand is geoormerk vir die opknapping, wat volgens beplanning 2 tot 3 jaar gaan neem. 'n Span bestaande uit kenners in rekeningkunde, regswese en ouditkunde gaan die proses bestuur om deursigtigheid te verseker. 'n Aantal konsortiums is gekies vir die bouwerk. Intention, that's why we use two concepts. We redesign and redevelop. So laterally, as the minister said, it is a complete destroying of the current infrastructure. Be able to open it up and make sure that we have a separated cargo section, separated passenger vehicle section, buses and taxis, and make sure we deal with the small vehicles. Die opknappings volg na opdrag van president Cyril Ramaphosa vir beter grenssekerheid en oorgrenshandel. Dit word ook bestempel as 'n teken dat die regering sy stryd teen onwettige immigrasie verskerp. We need to balance our security interests as well as our economic growth and development interests, because we know that an unsecured country can never be able to grow economically. And this initiative that we are dealing with today balances exactly that. Make sure that you promote regular movement of people, make sure there is easy movement of goods within your border environment, combating illegal immigration. Volgens die owerheid gaan die opgradering ook 'n hupstoot wees vir die land se ekonomiese groei. 'n Groot besending bekkenklouseer-enstowwe het uit Argentinië aangekom om die verspreiding van die siekte hok te slaan. Die departement van landbou beoog om 80% van die land se nasionale kudde teen Desember teen die siekte in te ent. Die minister John Steenhuisen is tans in Suid-Amerika waar hy handel met beide Argentinië en Brasilië wil verbeter. Die onderste poort biologiese produkte het 'n handelsooreenkoms met die Argentynse vervaardiger van bekkenklouseer-enstowwe Biogenesis Bagó onderteken. Die maatskappy wat alleen reg het op die vervaardiging van vee-enstowwe is een van die maatskappye wat saam met Steenhuisen in Suid-Amerika is. Yesterday, we signed a cooperation agreement with Biogenesis Bago, the vaccine manufacturer in Argentina, where they're guaranteeing us supply. This is going to be important because there've now been a number of foot-and-mouth outbreaks in other parts of the world. Hoewel die land suksesvol begin het met die plaaslike vervaardiging van die bekkenklouseer-enstof, is Suid-Afrika se produksievermoë tans nog te beperk om aan die nasionale vraag te voldoen.
in the short term is not going to be able to provide the volumes of vaccines that we need. So certainly for the short to medium term, we're going to be importers of vaccines. But as the Agricultural Research Council and OBP scale up, we will start to move towards eventually becoming a vaccine sovereign country. Volgens Steenhuisen sal Suid-Afrika 'n gefaseerde benadering oor die volgende 8 tot 10 jaar volg, met die eerste prioriteit om 80% van die nasionale kudde teen Desember vanjaar in te ent. Die doel is om vrye status by die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid te verkry. Argentinië geniet tans die status en is in staat om vleis aan 94 verskillende lande reg oor die wêreld uit te voer. Steenhuisen besoek binnekort Brasilië om invoerprotokolle van landbouprodukte te onderteken. Suid-Afrika se toerismebedryf toon sterk tekens van groei en veerkragtigheid met nuwe data wat 'n toename in akkommodasie-inkomste toon. Statistiek Suid-Afrika se nuutste syfers toon dat die totale inkomste vir toerisme-akkommodasie met 7% verhoog het vergeleke met dieselfde periode verlede jaar. Die groei word hoofsaaklik toegeskryf aan 'n verhoging in aktiwiteite in die hotelsektor. Daar is egter kommer oor die reisbedryf. Hoewel meer gaste oornag, het stygende vliegkaartjies en hoër brandstofpryse 'n negatiewe invloed. Op 'n jaargrondslag het verblyfinkomste met 8,9% gestyg in Februarie. Gastehuise en plase en ander verblyf het ook 'n positiewe bydrae gelewer. Aardverwarming is besig om 'n vernietigende slag toe te dien aan die reuse kokerboomwoud in die Noord-Kaap. 'n verwoestende 12 jaar lange droogte het die meer as 5000 individuele bome tot minder as 1000 laat daal. Sanparke hoop sy navorsing gaan help om te bepaal hoe die inheemse kokerbome in die Richtersveld gered kan word. Dit was eens die grootste reuse kokerboomwoud in die land. Nou is dit net 'n skaduwee van sy vorige self. Weens stygende temperature en langdurige droogte is die spesies op die rand van uitsterwing. Hulle is wat ons noem 'n vlagspesie of 'n sleutelspesie. So hulle is deel van 'n ketting wat maak dat die hele ekosisteem funksioneer. So as jy die spesie verloor, dan haal jy een van daai kettinge uit en dit kan maak dan 'n klomp ander spesies in tye stort en dit kom dan weer terug na die mense toe. Want mense is afhanklik van die veld, veral mense wat met vee boer. Sanparke sê hy wil verseker dat die spesies weer in die veld groei vir toekomstige generasies om te beleef. Die projek het ons 'n paar verskillende plotte wat op verskillende hoogtes bo seespieël geplant is. En ons het data wat ons kollekteer van 'n meganisme wat op elke plot is, wat dan vir ons die aanduiding gee in terme van die temperatuur en die vog. En op verskillende hoogtes bo seespieël wil ons bepaal wat die optimum area is of in terme van wat die plante nodig het om te oorleef. Die motto's wat ons het is om plante uit uitsterwing uit te groei. So wat ons doen is ons propageer plante hierso en in die geval soos die reuse kokerboom en dan kan ons dit en vele ander spesies dan kan ons dit weer terugplant in die natuur. Die navorsing wat onderneem word sal bepaal waar die beste plekke is om die reuse kokerbome te herplant. Temperature in die Richtersveld styg steeds. Sensors word gebruik om data oor temperature en humiditeit aan te teken na mate die plante groei. Die bome groei uiters stadig en die resultate van die projek sal heel waarskynlik eers oor 2 generasies waargeneem kan word. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Richtersveld in die Noord-Kaap. Kom ons kyk gou na die markte. Bly ingeskakel vir ons sportsegment en die weer vanmôre. Ons is nou terug.
De blyke stroom in na die afsterwe van die legendariese operasangeres Mimi Koortse, wat gisteraand in die ouderdom van 93 by haar huis in Pretoria oorlede is. Sy is volgens haar vriendin en versorger Lizette Du Plessis rustig in haar slaap oorlede. Koortse word wyd beskou as 'n pionier wat die grondslag vir opera in Suid-Afrika gelê het. Die minister van Sport en Kultuur, Gayton McKenzie, het in 'n verklaring gesê sy was 'n nasionale skat, 'n pionier en 'n blywende simbool van Suid-Afrikaanse uitnemendheid. Koortse was wêreldwyd bekend as die stem vir Suid-Afrika, 'n titel wat sy in die 50er, 60er en 70er jare verwerf het, toe sy die bekendste sopraanrolle op internasionale verhoë vertolk het en so die wêreldwye kulturele boikot teen Suid-Afrika teengestaan het. Haar bekendste rol was die van die koningin van die nag in Mozart se Die Towerfluit, wat sy meer as 500 keer op internasionale verhoë vertolk het. Sy het in haar leeftyd in nie minder nie as 29 operas reg oor die wêreld gesing. In Oostenryk, Italië, Griekeland, Switserland, Duitsland, België, Spanje, Engeland, Frankryk, Hongarye en Amerika. In 1956 het sy 'n permanente lid van die Weense Staatsopera geword en vir 17 jaar het sy as eerste koloratuur van die beroemde operahuis opgetree. Sy het 2 eredoktorsgrade verwerf en dit is natuurlik 'n baie spesiale ding om te hê. Sy is ook vereer as 'n kammersangerin in Wene, wat net na die beste kwaliteit sangers in Europa toe gaan, hierdie spesifieke verering. Na terugkeer aan Suid-Afrika in die jare 70 het Koortse se stem op 'n beduidende manier bygedra tot die bou van 'n nuwe Suid-Afrika. Sy het Nelson Mandela goed geken en het verskeie projekte van stapel gestuur wat geleenthede vir veral sangers van ander rasse in die land bevorder het. Dit is nog een van haar groot bydraes, wel op 'n finansiële vlak, om jong operasangers op die planke te plaas, geleentheid te gee om oorsee te sing en te studeer natuurlik. En ja, ek dink dit is iets wat 'n mens werklik kan respekteer nou dat sy nie meer daar is nie. Al was Koortse een van die voorste soprane van haar tyd, was sy vir haar Suid-Afrikaanse landsburgers maar altyd net ons Mimi. Ek dink daar's 'n baie groot rede hoekom Mimi bekend gestaan het as ons Mimi, omdat die publiek baie lief was vir Mimi. En ja, ek sou nie sê sy was temperamenteel nie. Ek dink sy was baie professioneel om mee saam te werk. Sy was baie vriendelik, sy het 'n baie goeie sin vir humor gehad. En ek dink mense het oor die algemeen baie lekker met Mimi saamgewerk. Sy was 'n ikoon vir ons almal. Sy was vir my in hierdie huis elke dag 'n ikoon, want sy het haar presence absoluut laat weet dat sy is hierso, en almal wat haar ken sal onthou, as sy in 'n ander kamer was, dan hoor ons net joehoe, dan weet ons, okay, Mimi soek ons, dan is ons daar. En soms vergeet sy dis net ons, en dan sal sy sommer vir my in die vliegtuig sê joehoe, terwyl ek langs haar staan, en dan sê sit, en dan sal sy lag en sy sê, o, jy is hierso. Koortse was 'n rolmodel vir groot name wat na haar gevolg het, soos Loveline Madumo en Pretty Yende. Koortse het 'n liefde gehad om jong talente te ontwikkel en geleenthede te bied. It makes me just happy. It's a fulfillment. It's seeing them doing it the right way and doing it with wonderful, fantastic voices. And that to me is payment for everything that there can be. Koortse se nalatenskap is die diep spore wat sy in die harte en lewens van elke operasanger wat vandag op die verhoog staan, getrap het. En so sal haar stem voortleef. Baie dankie dat jy vanaand saam gekyk het. Ons is môre aan terug met nog nuus in Afrikaans. Totsiens.
Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vannag bewolkte toestande. Dit strek al die pad vanaf Limpopo tot en met die Wes-Kaap. Dan is daar 'n 30% kans vir reën wat verwag word in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dan ook langs die suidkus. Vir môre 'n 60% kans vir reën in dele van Noordwes, Noord-Kaap en dan in Vrystaat. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat dan rowwe see toestande veroorsaak langs die kus van KwaZulu-Natal en dan ook langs die ooskus. Vir môre steeds 'n waarskuwing vir rowwe see toestande word dan verwag langs die kus van KwaZulu-Natal. Dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, Noord-Kaap en dan ook in dele van Vrystaat. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Bronkhorstspruit 9:23, Johannesburg 7:22 en dan Springs het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 21. In Limpopo baie nat in die provinsie met koel weer wat verwag word. Sanin 16:19, Polokwane 13:20 en Phalaborwa het 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 21. Mpumalanga, Mashishing 11:18, Carolina 10:18 en Ermelo het dan 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 19. KwaZulu-Natal, Ulundi 10:21, Kokstad 'n minimum van -1 en dan Ladysmith 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 20. In Oos-Kaap koel met sonnige weerstoestande word verwag in die provinsie. KwaNoJoli 6:20, Robert Sebokwe Dorp 1:21 en dan Mthatha 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 20. Ons volgende provinsie Wes-Kaap sonnig in Klein Willem het 'n maksimum van 24, Riversdal 6:19 en George het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 18. Noord-Kaap bewolkte toestande met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie. Kimberley 3:20, De Aar 2:17 en Carnarvon het 'n maksimum van 19. Vrystaat, Bethlehem 3:18, Welkom 3:21 en Kroonstad 'n maksimum van 22. Ten slotte Noordwes wat ons laaste provinsie is, Potchefstroom 5:22 en dan Ottosdal en Schweizer-Reneke albei 7:21. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.